Goeiemôre, baie welkom hier by les nummer 20 op die weg en dit gaan oor die tema baie is geroep, min is uitverkies en nog minder bly getrou. Nou kom ons kyk wat het ons laas mee te doen gehad in les nummer 19. Ons het gekyk na die lering wat gegee word in Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot 8, naamlik wandelwaardig die roeping waarmee jy geroep is. So ons gaan vandag weer praat oor die roeping, want baie is geroep, maar wandelwaardig die roeping. So dit beteken dat ons gaan nie outomaties waardig hierdie roeping wees deur net te leef soos ons wil nie. Ons moet daarop let dat ons dit waardiglik sal, dat ons God sal eer, dat dit duidelik sal wees, dat dit 'n getuienis sal wees van ons eerbied en respek vir God en ons liefde vir God en God wat in ons woon, dat sy lig in ons is en deur ons skyn. So dit is hoe 'n mens waardigheid gee aan hoe ons wandel op die aarde. Ons wandel nie om onsself te plesier nie, maar ons wandel om God te behaag. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Daar's nie 'n ander manier om God te behaag as deur geloof nie. So, God roep baie, maar min is uitverkies. Hoe werk die uitverkiesing? Ek gaan dit vir julle verduidelik, dan gaan ons na die skrifte kyk, dat jy sien, dit is bevestigend, wat die skrifte sê. Dis soos wanneer iemand trou, en van die skrifte wat ek gaan lees, gaan juis oor 'n bruilof, van wat dan mense nooi. So dit is absoluut skriftuurlik in lyn. Dit is die konteks waaroor hierdie boodskap gaan. So kom ek verduidelik dit aan die hand van hoe ons gewoond is om na bruilof toe te gaan. Hoe gebeur dit? Twee word verlief op mekaar, 'n man en 'n vrou, 'n jong man en 'n jong vrou, en dan wat gebeur? Hulle vra ouers, en dan wat gebeur? Hulle reël 'n huweliksbevestiging met die predikant, en saam met dit gaan daar 'n onthaal wees, 'n feesviering van hierdie wonderlike samevoeging van twee mense wat verlief is op mekaar en wat mekaar as lewensmaats gekies het op grond van die getuienis wat hulle daaroor het. So dis 'n belangrike saak, dis 'n lewenslange commitment wat gemaak moet word. Maar wat doen 'n mens dan as ouers? Jy vra vir die kinders, die bruid en die bruidegom, vra dan watter mense kan ons nooi? Ons kan byvoorbeeld, ons is beperk tot sê net maar 100 gaste. En ons moet dan kyk van beide kante, die bruidegom en die bruidse kant, hoeveel gaste kan ons bekostig om te nooi? En dan, wat doen hulle dan? Dan stuur hulle uitnodigings. So, jy word genooi. So, jy word geroep in ander woorde, om dit by te woon, om deel daarvan te wees, om 'n getuie te wees van die bevestiging van hierdie huwelik voor God se aangesig. So, baie word genooi, maar jy weet mos nou al dat baie almal wat jy genooi het, antwoord nie eers die kaartjie nie. Hulle laat nie eens weet of hulle gaan kom of nie kom nie. So jy word so in die duister gelaat, en jy weet nie mooi vir wie moet jy voorberei nie, maar daar is tog dan nou mense wat wel antwoord. So, baie is genooi, maar nie almal het geantwoord en sê ja nie. So die wat ja sê, word gereken as gaste, en dan word vir hulle voorberei. Maar as jy nie ja gesê het nie, is jy nie gereken nie, as 'n gas nie. Jy gaan nie by daai bruilofsaal kan ingaan nie, want daar is nie vir jou 'n sitplek nie. Nou hierdie is die konteks. Baie is geroep, maar min het geantwoord. So in wie se hande is dit dat jy wel uitverkies geraak het? Dis in jou hande. As jy gesê het, ek is genooi, ek kry die uitnodiging, dan is gevra, antwoord asseblief voor hierdie datum, en jy doen dit soos die versoek is, dan is jy outomaties uitverkies. Jy is uitverkies vir daai bruilof uitnodiging om dit by te woon. En dan is daar nou nog 'n opsie wat wag. Ons kan nog kyk na getrouheid, né? So, maar baie mense het nie eens geantwoord nie. Hulle worry nie eers nie. Hulle worry nie eers vir jou te sê nie. Jy moet nou maar self agterkom, hy gaan nie antwoord nie. En dan kry jy die mense wat wel antwoord en sê ek kom, en dan kom daar van daai mense en hulle is die wat getrou is. Halleluja. So waaroor gaan die les?
baie is geroep, min is uitverkies, en nog minder is getrou. So van die wat uitverkies was, gesê, ja, ons kom, gaan nie almal kom nie. En die wat nie kom nie, is nie getrou nie. In wie se hande is dit, dat jy geroep word? Jy sal agterkom dat God werk in jou, hy trek jou na hom toe. Daar is werking van die Here wat jou nader aan hom trek. En dan as jy tot hom nader, dan nader hy tot jou. Met ander woorde, God begin dit, hy het jou eerste lief, hy trek jou, as jy daarop positief reageer, dan kom jy nader, en dan kom hy nader aan jou. En dis hoe dit werk, dis hoe die uitverkiesingsleer eenvoudig werk, daar's allerlei teorieë en teologieë oor die uitverkiesing, maar as jy in die Bybel kyk hierdie verse wat ek vandag met u behandel, gaan vir u wys, wat is om geroep te wees. En wat is dit om uitverkies te wees? As jy op God se trekking en roeping positief reageer en sê, ja Here, hier's ek wil u kind wees, kom woon in my hart. As jy dit doen, as jy so reageer op God se trekking, dan is jy uitverkies. Halleluja. Maar dit beteken nie, jy gaan getrou wees nie. Want wie volhard tot die einde toe, dis die wat getrou is. As baie mense wat lank die Here dien, 30 jaar, en dan besluit hulle, nee, wat is sommer nonsens hierdie is sommer foefie. Die Here sê, hy gaan kom, hy kom nie. Hy tel hom nag, nee, wat, dis sommer nonsens hierdie, ek gaan sommer net my lewe geniet. Raai wat, daai ou is nie getrou nie. So, my broer en suster, ons beskuldig die Here van allerlei goede, maar as jy mooi gaan kyk en jy verstaan die woord reg, dan gaan jy God reg verstaan, want hy in sy woord is een. God is die woord en die woord is God. En ek wil nou vir u sê, dat as u hom reg verstaan, deurdat u die woord bestudeer en die Heilige Gees het vir jou oopmaak, dan gaan jy die regte keuses maak, en dan gaan jy uitverkies wees, en jy gaan getrou wees, afhangende of jy regtig wil getrou bly. Maar as jy getrou bly, sal jy dit maak. Jy sal gered word, die wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Nou goed, kom ons spring in. Julle notas is onderaan hierdie video, as jy op die titel van hierdie video klik, dan maak die notas oop, en dan kan jy dit, en jy kan net by meer of more klik, dan gaan die res van die notas ook oop, en dan gaan jy sien wat behandel ek met u. Nou luister nou mooi, u sien nou hierso op die notas, dat Openbaring 17 vers 14 sê, ek sê dat ek net eers, ek het een sinnetjie oorgeslaan, sy koninkryk, dit is sy koninkryk, hy roep jou in sy koninkryk, hoekom? Want hy is die koning, en as hy jou roep, en jy verag dit, dan is dit 'n bietjie sleg, jy weet, mens werk nie so met God nie, en hy stuur vir jou sy evangelie, hy stuur predikers, maar jy wil nie luister nie, jy wil nie hoor nie, gaan kyk bietjie na Markus 3 vers 13 tot 15, hoe die Here sy apostels geroep, hy het hulle geroep, hulle het geantwoord, hulle het gekom, en hy het hulle geroep om by hom te wees, en om hulle toe te rus, en om hulle te stuur. Dis presies waaroor roeping gaan. Nou kom ons kyk na Openbaring 17 vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer. Wie is hulle? Dis die wêreldlinge, die wêreldheersers, die Babyloniese godsdienst. Hulle sal beklei teen die lam, hulle sal oorlog voer teen die lam, en die lam sal hulle oorwin. Halleluja, prys die naam van die Here. Want hy is die Here van die heretjies. Jy weet, die heretjies, die mensies wat dink hulle is smart. Hy is die Here van hulle. En hy is die koning van die konings. Maak nie saak hoe groot land jy 'n president van is nie. God is jou koning. En dan sê hy, en die wat saam met hom is. Luister, wie is saam met Jesus as hy weer kom? Hulle sal teen die lam oorlog voer, die lam sal hulle oorwin, en die wat saam met hom is, gaan saam met hom hulle oorwin. Want ons is sy bruid, en ons gaan, as hy kom, om die wat teen hom is uit te sorteer, is ons saam met hom. Ons kom saam met hom, ons kom saam met hom van die bruilof af, om die mense uit te sorteer, wat Christus veragtelik behandel het, en hulle nie aan hom gesteer het nie. Maar kyk nou mooi,
Hy sê, en die wat saam met hom is, dis saam met Jesus die bruidegom, hulle is geroepe, hulle is uitverkore, né? Okay, so baie is geroep, maar min is uitverkies. So, hulle is geroepe en uitverkore en getrou. Die wat saam toe is, moet uithou en aanhou tot die einde, volhard tot die einde toe, om getrou te bly. En dan sal jy saam toe wees. Jy moet getrou wees, want sy vrou, sy bruid, moet getrou wees aan hom. En hy is getrou aan ons. Hy kan nie ontrou wees nie. Goed, kom ons spring vandag na Matteus 10 vers 22, en julle sal deur almal gehaat word. Nou kyk, as jy Jesus positief antwoord, en jy gee jouself aan hom oor, en hy begin jou werk, dan verander jy. Dan lyk jy nie meer soos die wêreld nie. Jy het nie meer die reuk van sonde, en die reuk van die wêreld aan jou nie. En dan begin die wêreld jou haat. Sal gehaat word ter wille van my naam, want ons getuig van die naam van Jesus. Ons doen alles in die naam van Jesus. Hulle haat ons daarvoor. Hoekom? Omdat hulle nog nie ja gesê het en na Jesus toe gekom het nie. So hulle reageer eintlik uit skuldgevoelens. Maar nou sê hy verder, sal nie net gehaat word vir my naam nie, hy sê verder daar, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou, baie mense kan dit nie vat om vervolg te word ter wille van die naam van Jesus nie. Baie mense is net nie meer, is nie lus vir sulke godsdienstighede nie. Hulle is bang, die mense verwerp hulle, want hulle wil graag gewild wees, hulle wil in wees, met die mense, met die wêreld, en die plesierighede van die wêreld. Hulle kies eerder die plesier, as wat hulle sal toelaat om vervolg te word ter wille van die naam van Jesus. Want jy sal gehaat word, as jy Jesus kies, want jy gaan word soos hy is. En die mense haat hom. Die meeste mense haat hom. Dis hoekom hulle hierdie planne maak teen hom, soos om hom ignoreer. Maar die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Matteus, die volgende ene, is Matteus 20 vers 16. Hy sê, so sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste laaste. Dat ek net verduidelik. As jy nou die voorafgaande verse van Matteus 20 vers 16 lees, as jy dan nou lees daar, as jy sien, dit gaan eintlik oor die wat die Here aangestel het in sy wingerd. Hy het mense van die vroegoggend gekry, en hulle op die straat gekry, hulle staan ledig daar, en hy sê, wil julle kom werk, kan ons ooreenkom oor 'n loon? Yes, okay, daar is hy, gaan werk, einde van die dag kry jy jou loon presies, soos ek dit vir jou gesê het, want ek is God, ek kan nie lieg nie, ek sal vir jou gee, wat ek en jy voor ooreengekom het. En toe het hy nou deur die dag, het hy nog mense gevind, tot in die middel van die dag, toe is die helfte van die dag al verby, toe daar ons al 'n halwe dag gewerk, toe neem hy nog mense in diens, en hy stuur hulle ook in, en hy kom ooreen met hulle, om dieselfde loon vir hulle te gee, dis 'n ooreenkoms. En toe, tot die laaste uur voordat die dag geëindig het, die werksdag, het hy nog mense aangestel, geroep, het hulle geroep, hulle het gesê, ja, hier sê ek sal wil werk, en hy kom ooreen met 'n loon, en hy stuur hulle in, die wingerd in, en hy werk net 1 uur, en ander ons het die hele dag gewerk, hy kry dieselfde loon, kan jy dit glo? En nou sê jy maklik sê, maar die Here is onregverdig. Die Here sê nee, hy antwoord mense wat sê hy is onregverdig, hy sê nee, weet jy wat, ek het jou nie te nagekom, en jy is geroep, hoekom jy nie ja gesê nie, jy kon net dieselfde loon gekry het, en al het jy op die tippe ja gesê, sê jy nog dieselfde loon kry, maar ander ek is eintlik beter as wat jy dink, sê die Here, né? En die Here sê, maar ek het jou nie beroof nie, ek kan mos met my wingerd maak wat ek wil, ek kan mos met my mense maak wat ek wil, ek kan die wat ek in diens neem, ek kan mos hou by my ooreenkoms met hulle, dan was ek mos nooit verkeerd nie. En as ek hulle ooreenkoms, as hulle saam met my ons ooreenkoms hou, dan is ons, soos die Engelsman sê, quits. Ons mos nou, dan is daar mos nou geen probleem nie. So, ons moet baie mooi dink oor hierdie dinge, want baie is geroep, min is uitverkies, en nog minder is getrou. Nou Matteus, die wat eerste is sal laaste wees, dis soos dit is. Met ander woorde, hulle is eerste aangestel, 'n heel dag gewerk, en hulle dieselfde loon gekry is, die wat laaste aan diens geneem is, 'n uur voor sluitingstyd, en hulle dieselfde loon gekry. Maar die feit van die saak is, hulle is almal geroep, en almal het gesê ja, en almal het hulle loon gekry. So, what is the problem?
Ja, daai moordenaar aan die kruis, daar saam met Jesus, het sê, Here wees my genadig. Die ander een het hom verwyd en hom sleg gesê en so aan hom, dat hy nou nie hom kon red nie, maar die ander ene wat aan die ander kant van hom gehang het sê, Here wees my genadig. En die Here sê vir hom, vandag nog, en saam in die koninkryk wees. Wat is sy verdienste? En jy sê in elk geval in die hemel kom, deur verdienste nie. Dit werk nie so nie, dit is genade. Maar jy moet glo in sy woord. As jy sy woord glo, as jy sy stem glo, jy stem gehoorsaam en jy doen wat hy sê en jy bly getrou tot die einde toe en jy volhard daarin, dan sal jy gered word. Wat is die loon? Redding. Prys God. Redding, dis die loon. Ok, kom ons gaan vinnig aan. Matteus 22 vertel hierdie storie presies. Hy sê die koninkryk van die hemel is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Sien jy daar lê die sonde in die hart van die mense, nie in God nie. God roep almal, maar almal soek hom nie. Hulle wou nie kom nie. Vers 4, weer het hy 'n ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei. My beeste, my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Vers 5. Maar hulle het daaraan nie gesteer nie en weggegaan. Hulle het hulle eie pad, hulle het hulle eie weg gevolg. Hulle soek nie die weg nie. Dis waaroor hierdie hele lering gaan. Die video's, die weg van die Here, die weg van Christus. Maar hulle stel nie belang nie. Hulle wou nie dit doen nie. En dan sê hy so vers 5, hulle het nie aangesteer nie en weggegaan. Een het na sy eie stuk land gegaan. Sy land is belangriker as wat die koning hom voorgenooi het. Tweede ene, die ander ene, het sy handelssaak, het hom rondgejaag, hy het nie tyd gehad om na die koning se bruilof van sy seun te kom nie. So, het het hom nie daaraan gesteer nie. Dan is daar 'n derde groep, hoor nou mooi, daar's baie van hulle. En die ooriges, die massas, ooriges, die meerderheid, het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Ek kan nie vir julle vertel hoe het my kinders gelei, net omdat ek 'n pastoor is nie. Hoe het my kinders in die skole wat uitgevind het dat hulle pa pastoor is, hoe het die onderwysers en die kinders hulle gespot, hulle sleg behandel. Maar daai mense gaan kry presies wat in hierdie skrif staan. Maar dis hoe dit is. As jy nie vervolg word vir hoe jy God dien nie, dan dien jy God nie. Jy dien jou eie God. Jy dien 'n afgodsdiens. Jy's in 'n verkeerde godsdiens. Want die Bybel sê, as jy nie vervolg word nie, dan is daar iewers fout met jou verhouding met die Here. Jy het 'n verkeerde houding en verhouding met die Here. En dan word jy nie vervolg nie, want jy is net die wêreld. Wie vervolg jou? Die wêreld vervolg jou. En eintlik die kerk, mense wat wêrelds is, hulle vervolg jou. Hulle het nie 'n lewende verhouding met Jesus Christus, die verlosser nie, die bruidegom nie. En dan, die 7de vers sê, toe die koning dit hoor, toe hy hoor hoe word sy mense behandel, sy diensknegte wat hy uitstuur, en dat hulle mishandel en doodgemaak word, na ander woorde word vermoor. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Wag maar dat God die aarde aan die brand steek, in die laaste dag. Want hierdie hemel en hierdie aarde sal verbygaan. En God sal almal wat sy mense vermoor het, hulle sal almal as moordenaars behandel word. En hierdie aarde sal in die brand gesteek word. En hulle sal gegooi word saam met Satan, na wie hulle geluister het, in die poel van vuur, uiteindelik, na die wit troon oordeel. Nou luister nou mooi wat staan hier verder. Daarop sê sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. My broer en suster, ons moet verstaan, ons gaan uitgaan, ons moet nou gaan in opdrag van die groot opdrag van die Here om mense te gaan haal. Mense gaan sê, ek wil nie. Mense sê, ek is te besig. Ek het 'n besigheid, ek het nie tyd vir hierdie goede nie. Ek het 'n plaas, en ek het 'n 4x4 wat ek moet gaan uittoets, en allerhande goede, allerhande verskonings. Maar dis presies maar wat hier so staan in die Bybel. Hy sê, so die bruilof is wel gereed, maar die genooides is dit nie werd nie. Gaan dan
op die kruispaai, nooi almal, die wat sleg is, die wat goed is, nooi hulle na hierdie bruiloft toe, dit is klaar gereed, en bring hulle in, en die diensdag uitgaan die paai, en almal versamel wat hulle kon vind, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword, en toe die koning ingaan, om na die gaste te kyk, toe sien hy daar iemand met 'n bruilofskleed aan, aha, hy het nie die bruilofskleed aan nie. Al die ander mense het die bruilofskleed, maar ander is mense wat geroep was, wat gesê het, ja, hier kom ek, Here. Toe is hulle genooi na die bruilof. Toe sê hulle, ja, hulle kom. En hulle is getrou tot die laaste dag. En hulle het 'n bruilofskleed aan. Maar die wat iewers een van daai 3 mis, of al 3, of 2 van die 3, gaan nie die bruilofskleed aan hê nie. En ons moet sorg dat ons mense inkry, mense, broers en susters, ons kan nie dat mense net verlore gaan nie. Ons moet probeer en aanhou. Jy sien hier, die konteks van hierdie lering hier in die skrif is, dat die Here hou aan mense stuur. Hy stuur ander diensknegte, en hy stuur nog diensknegte, en hy stuur nog diensknegte, want die Here is getrou. Hy wil die mense wen, hy wil hulle inkry in sy koninkryk. Maar op jou einde is daar mense wat net eenvoudig nie gaan luister nie. En dan gaan die Here vir hulle sê, bind hulle aan hulle voete vas, werp hulle uit, vers 13, werp hulle uit die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies. En dan Matteus 24, vers 10 tot 14 is baie duidelik oor hierdie selfde ding. En die opdrag in vers 14 is die roeping wat die Here my mee geroep het. Die dag toe hy my geroep het op 'n berg, waar ek heel dag afgesonderd en vas en gebid het, en die Here het my geroep met hierdie vers. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. En dis waarmee ek getrou besig is. En ek is getrou besig om julle toe te rus. En as julle getrou is, God is getrou, as jy volhard tot die einde toe, sal jy gered word. Maar jy kan nie nou sommer net 'n kerk lidmaatskap aanvaar en dan dink jy is nou gered nie. Ek weet jy, lees bietjie die Bybel. Lees bietjie hierdie verse en dan kyk ons weer daarna. Ek groet julle tot volgende keer. Seën vir julle.